Julle ons skrifgedeelte is vanoggend kom uit die Ou Testament, Psalm 113 verse 1 tot 9, maar voor ons die skrif gaan voorhou en die woord van die Here gaan verkondig, laat ons eers saam bid. Almagtige God en Vader, U alleen is verhewe bo die nasies, en tog buig U neer na die geringste. Ons loof U vir die goedheid en die trou, U wat ons optel uit die stof en ons 'n plek aan die tafel gee. Here, ontvang ons lof en dank. Aan U kom toe al die lof en eer. Amen. Ekskuus. Die wat julle Bybels het, ek lees vandag van die 2020 vertaling, Psalm 113, verse 1 tot 9. Halleluja! Loof diensknegte van die Here, loof die naam van die Here. Mag die naam van die Here geprys word van nou af tot in ewigheid. Mag van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, die naam van die Here geloof word. Hoog bo al die nasies is die Here, bo die hemel is sy heerlikheid. Wie is soos die Here ons God wat hoog woon, wat laag afkyk op die hemel en die aarde? Hy wat hulpeloos uit die stof laat opstaan, van die ashoop af behoeftiges verhef, om hulle by vooraanstaandes te laat sit, by die vooraanstaandes van sy volk. Hy wat aan die onvrugbare vrou van die huis 'n tuiste gee, 'n gelukkige moeder van kinders. Halleluja. Gemeente, ek het so 'n paar weke gepraat oor barmhartigheid, splag niet so my. En u sal sien dat vanoggend se tema is die Here alleen, net God, hy alleen. Ek wil graag 'n storie vertel, of laat ek sê 'n getuienis gee van wat Vrydag en oor die naweek gebeur het, en wie hierdie Here kan wees, van wie ons vandag praat, hierdie een wat geprys word en net hy alleen. Het was net so na 8, so voor 9, waar ek 'n oproep kry, of 'n chat kry, van een van my studentemaats. En vir privaatheidsdoeleindes gaan ons hom vandag noem David. En David is van Nigerië. En David het vir my meegedeel dat hy in 'n probleem is. Maar eerstens sê David vir my dat hy het gefouteer. Onmiddellik is my aandag op wat 'n fout hierdie man gemaak het. Sy dollars wat hy saamgebring het, was nie genoeg in randwaarde by ons nie. Hy bly in Stellenbosch, verblyf was bietjie duur, en hy het 'n tekort aan kos ook gehad. Die eerste ding was om vir hom te sê, ja, David, ek is amper 400 kilometer weg van jou af. Ek weet nie of ek in staat is om jou te kan help nie. Ons wat geloofsdraers is, of gelowiges is, ondermyn gou vinnig wie ons is in die Here Jesus Christus. En wie die Here Jesus self is. Ek 400 kilometer hier vanaf sien net die onmoontlike. Hoe kan ek nou vir David vandag help? En ek sê vir my vrou Manda, ek gaan gou in die sitkamer sit, want ek gaan gou chat met hierdie persoon. En ons het gepraat en ek het vir hom gevra, buddy, ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons sê so 100, net so 160 oor op hierdie chatgroep wat ons 'n nagraadse diploma tans doen. Ons is nou alweer besig om klaar te maak. En hy is nou in Stellenbosch om sy mondelings te kom doen. Ons almal gaan op 'n stadium weer moet op die college wees om ons mondelings te gaan doen. En hier sit hierdie man en hy sê hy is in hierdie penarie. Ek sê vir hom, jy's like ek en jy is predikante. Hoe klein is ons geloof dan nie? Maar kom ons kyk wat ons kan doen, en ons doen hierdie hele ding, en ons sit dit op die groep, en
Het was so pas 10. Daar gebeur niks. Ek sê vir hom, David, kom ons vertrou vir die Here man. Ons is almal studente, ons het almal ook ons werke wat ons het, en dan ek dink die manne gaan eers môre weer kyk op die WhatsApp. Volgende oggend, die Saterdagoggend, staan ek ouer gewoonte op en ek vat my foon en ek wil die dagstukkie doen. En ek sien 41 WhatsApp messages op ons groep en ek kyk daarop en dit boom van mense wat hierdie man wil help. Julle weet ons is 'n so diverse groep studente. Ek hou van die woord ecumenical groep. Ons kom uit van verskillende gelowe en agtergronde. Wit, bruin, blank, you name it, ons is daar so. En dit was so mooi, hoe ons vir 'n wildvreemde man, nie een van ons het al mekaar persoonlik ontmoet nie, want ons kry hybrid klasse, ons kry dit via Teams, so nie een van ons het hierdie man al ontmoet nie, maar ons, glo ek vandag, het een doel voor die oë gehad, en dit is om broederskap, liefde te kon wys vir jou naasbestaande, maak nie saak van waar hy kom nie. En ek myself het so bietjie vergeet van hoe groot die krag van die Here en hoe wyd die krag van die Here kan strek. En dit is hoekom my preek vandag gaan oor die Here alleen. Julle, Dawid het vir die hele tydperk wat hy nou daar gaan wees, het hy kredietware gekry en ons het ook vir hom 'n jaartjie geskenk. En dit is wat 'n gemeenskap van gelowiges doen. Nie die NG Kerk moedergemeente nie, maar die moedergemeente van die Jesus Christus, die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Wanneer iemand swaar kry, moet ons nie kyk aan, oh my God, hy is in 'n charismatiese kerk, ons moet wegbly van hom af nie. Nee. Jesus Christus alleen maak daardie besluite, en inteendeel sal God, die Here Jesus Christus, soos ek en u vir hom ken, nooit daardie besluit maak nie, want hy maak tyd, selfs vir prostituie, selfs vir tollenaars. Dit is Jesus se eetplek, en dit is hoe ek en u, wanneer die behoefte van 'n naasbestaande so groot is, dat ons deure en ons harte, ons koskaste, ons beursies moet oopmaak om iemand te kan help wat in distress is. Geliefdes in Christus, ons leef in 'n tyd waar mense vinnig sê, dis ek wat dit reg gekry het. Ek, die eie ek. Hier kom ons nou bazaar gaan het, en ek wil graag hê dat ons as NG Moedergemeente en ook die gemeenskap van Oudtshoorn sal sê, ons het 'n sukses gemaak. Ons het gesorg dat daardie 2 dominees van NG Moedergemeente kaalkoppe loop vandag. Ons is so gewoond om te sê, in my krag, my eie werk, dit is my eie prestasie. Hierdie samelewing word dikwels so gedryf met hierdie selfverheffing, waar mag, status en die sukses as die hoogste doel beskou word. Maar wat leer Psalm 113 vir ons? Hy roep ons terug na 'n ander waarheid, die Here alleen. Geliefdes, hy is die een wat ons moet loof en moet prys. Hy wat die Here is die een wat op die troon sit. Hy is die een wat neerbuig om die armes en die stikkendes en die verwerptes op te tel. Nou, wie is ek en u dan? Wie is ons om so selfverhewe te wees, dat ons staat maak op ons titels, op dit wat ons het, op dit wat ons bereik het in hierdie lewe, om jou hand uit te steek na iemand wat in 'n posisie is, waar hy tans is.
En ja, ons is so geneig om te sê dat dit is deur daardie persoon se eie doen en late waar hy is vandag. Dit maak my hart seer dat wanneer ons as 'n kerk 'n behoefte sien, moet ons eers gaan sit en gaan besluit oor hoe ons dit gaan doen. Jesulik mense, ek bly in 'n gemeenskap en ek dink ek leer ook nou hierdie gemeenskap waar ek tans is ook leer ken. Ons is in gemeenskappe waar die behoefte nou is. Ons het nie nodig om eers 'n kommissievergadering te reël sodat daarin krag moet kry, eers die besluit maak vir volgende week in Woensdag nie. Nee, nou is die behoefte daar. Nie môre en ek moet eers bel gou om sekere goede in plek te stel nie. As jy, soos die Here vir my gesê het, Gerald, jy, vandag, ek roep vir jou, hoe dit ook al is, ek is die God. Ek is die lewe, ek is die waarheid. Ek het die krag om vir Dawid te gaan jaag. Gebruik dit wat jy het. Jy kan nie vir iemand gaan bid om vir hom kos te gee, sy lewe beter te maak, maar jy is by means om daardie persoon te jaag. Jou koskas is vol, jou yskas is vol, jy het R20 in jou beursie, maar jy bid sodat daardie persoon deur Jesus geseën moet word. Maar ek en u is geseën met dit wat ons reeds het. Julle, die tema, die Here alleen, dit herinner ons dat ons nie op mense, dat ons nie op strukture of selfs ons eie vermoëns moet vertrou nie. Dit is net die Here, en net die Here wat lewe, wat hoop en wat redding gee. Julle Psalm 113, dit vorm deel van die Hallel psalms, wat geskrywe is, wat tradisioneel tydens die Joodse Paasfees gesing was. Dit beteken Jesus self het hierdie psalm saam met sy disippels gesing tydens die laaste Pasga voordat hy gelei het. Dit plaas die psalm in 'n sterk verlossingsraamwerk. 'n God wat mense uit Egiptiese slawerny bevry het, is dieselfde God wat ons vandag bevry. Hierdie psalms het twee bewegings, naamlik 'n oproep tot lof wat strek van verse 1 tot 3. Halleluja, loof die naam van die Here, en dan tweedens 'n beskrywing van God se grootheid en genade vanaf verse 4 tot 9. Hy is verhewe bo die nasies, maar hy buig neer om armes en verwerpers op te rig. Psalm 113 begin met hierdie kragtige uitroep, Halleluja. Ek sê dit eintlik te sag. En hierdie is 'n uitnodiging om nou ons fokus op God te plaas. Die digter sê die naam van die Here moet geloof word van nou af tot in alle ewigheid, van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Die naam van die Here moet geloof word. So nou, wat beteken dit dat slegs die Here ons lof waardig is? Dit beteken hy is bo alle gode en hy is bo alle magte, as hy verhewe in 'n wêreld vol afgodery, vals sekuriteite, mag, geld, status. Maar die Here sê, hy is alleen koning. Hy is universeel, van oos na wes, van tyd tot in alle ewigheid. En hy sê, daar is geen grens aan sy heerskappy nie. Net soos toe ek sit, maar hoe kan ek vir Dawid help? Sê die Here vir my, ek is die koning. Ek het jou alles gegee wat jy nodig het om diensbaar te wees. Soms dink 'n mens dat
hierdie akademie wat 'n mens leer, gaan jou niks help nie. Ons het altyd gesê, wat gaan wiskunde my help as ek eendag wil gaan werk soek en al die tipe van dinge. Ek weet nie, maar wat ek wel weet van die teologie, is dat die Here ons kom leer om lief te hê. Dis ek dink dis die grootste gebod van Jesus Christus, om hom lief te hê, eerste, maar ook ons naaste soos onsself. Die tweede beweging van die Psalm, dit skep hierdie dramatiese kontras. So nadat God se verhewendheid beskryf is, vra die digter die volgende: wie is soos die Here, ons God, wat hoog woon, wat laag neerkyk in die hemel en op die aarde? Julle, hierdie verhewe God is nie afsydig nie, hy's 'n God wat ook nie ver wegbly nie. Nee, soos met Dawid daar in Stellenbosch het die Here neergebuig. Dawid het gedink, hy kom uit Nigerië uit na 'n plek toe wat hy glad nie ken nie, maar die Here is ook daar. Net soos waar hy 'n dominee in Nigerië is hy ook 'n dominee in Suid-Afrika. En in Suid-Afrika, as mense dit nie wil staan nie, as hulle nou dink dat Suid-Afrika 'n deurmekaar land is, hierdie land is 'n land waar ons, wanneer ons saam staan, 'n verskil maak in hierdie wêreld. En so kan ons dit sien in ons sport. Wanneer daar onmin is onder mekaar, en dan sê die Here, laat ek hierdie volk net so 'n bietjie losmaak weer, en hulle 'n bietjie saambring na mekaar toe, en ons wen ek sê nie die Here laat ons wen nie, maar die ouens se harde werk, wat dit so laat uitkom, en dan sê die Here, gebruik daardie oorwinning, as hy by mekaar kom, as 'n gom vir mekaar in Suid-Afrika. Julle Psalm 113, deur die lens van die evangelie, ons sien hoe dit vooruitwys na Christus. Elke keer wanneer ek preek voorberei, dan sien ek dat alles manifesteer deur Jesus Christus, en dit is hoekom die Here aarde toe gekom het, sodat ons kan sien dat hy 'n voorbeeld vir ons kon gewees het, en ons kan nie sê dat hierdie God van ons weet nie waarvan hy praat nie. Want hierdie God het 'n onmenslike lyding deurgaan wat nie een van ons sou kon deurstaan het nie. So ons mag nie sê dat die Here Jesus Christus is 'n God en hy weet nie waarvan hy praat nie. So Jesus, wat self hoog en heilig was, het homself kom verneder, soos in Filippense 2 vanaf vers 6 tot 8 geskrywe. Hy het afgebuig na die armes toe, na die siekes toe, na die sondaars, na die tollenaars, selfs die prostituie. Ja, die Here sê hy is by die wat deur ek en u verstoot word, is hy by. Ons wat dink dat sekere persone nie goed genoeg is om in ons persoonlike spasies in te beweeg nie, maak die Here 'n spasie soos hierdie. En ek glo dat die NG Moedergemeente aanneemlik vir elkeen is wat daar buite is. Het sy wat se denominasie, het sy wat se diversiteit, het sy wat 'n geloof jy is. Ek glo, en ek glo, Dominee Albrie glo ook, dat hierdie kerk se deure oop is vir almal. Julle, hierdie boodskap spreek ook direk in ons tyd. Vir ons persoonlik. Want hoeveel keer bou ons op hierdie sekuriteit van ons werk, ons geld, ons gesondheid, die naam wat ons dra. Hierdie Psalm herinner vir ek en u, alles is net genade. Die Here alleen is ons rots. Maar wat sê dit ook vir ons as NG Moedergemeente? As NG Moedergemeente in Oudtshoorn word ons word opgeroep om te wys dat ons die geloof dat dit nie net woorde is nie.
maar dat dit dade is. Ons kan nie net die Here prys met ons monde nie, julle. Ons moet ook sy hart vir hierdie verstotenis moet ons vooruit leef. So wie lê vandag in die ashoop in ons dorp, julle? Hierdie mense wat sonder werk is, die kinders wat sonder ouerhuise is, die kinders sonder kos, hierdie randfigure soos die haweloses, die vlugtelinge of die mense wat verstoot is deur die dorp se inwoners. Oudtshoorn Moedergemeente, luisteraars, kykers, hoe pas ons dit wat Psalm 113 vir ons oorbring, hoe pas ons dit toe? Deur lof. Maak jou dag, die begin en die einde met hierdie volgende woorde. Die Here alleen is my hoop. En dan ook nederigheid. Onthou dat jy niks het wat jy nie van God ontvang het nie. Geliefdes, ons moet omgee. Ons moet hierdie week soek aan 'n manier of aan iemand wat in sak en as is, om hom te gaan optel daarso. Want dit is wat die Here van elkeen van ons verwag. Dit is ons verhouding met God. Julle, ek wil afsluit. Psalm 113 begin en hy eindig met Halleluja. 'n uitroep van lof aan die Here alleen. Die boodskap van vandag is eenvoudig, maar is baie belangrik. Die Here alleen is verhewe. Hy alleen het die nederigheid van om neer te buig vir iemand wat niks het nie. En hy alleen, die Here alleen, red. So wanneer ons dit glo, en wanneer ons dit uitleef, word ons lewens self 'n loflied tot die Here se eer. Die Here alleen. Amen. Onse God, onse Vader, Here, ons bid vir almal wat in 'n laagte is, Here Jesus Christus, vir die armes, Here, vir die siekes, Here, ook vir die verwerptes, Here, ook vir diegene wat nie 'n tuiste het nie, Jesus. Lig hulle op, Here, soos U beloof, ons bid vir ons dorp Oudtshoorn, vir vrede en geregtigheid en saamstaan. Jesus, open ons harte soos ons hier vandag sit, ons luisteraars, Here Jesus Christus, dat om neer te buig, om iemand anders te kan help, Here Jesus Christus, is nie om jouself te verneder nie, Here, maar is om jouself te verneder voor die heilige God wat daarvoor is. Dis om sy voorbeeld na te streef. Vandag glo ek, en vandag aanvaar ek, dat die woord van God 'n saad in elkeen van hierdie gemeentelede wat vanoggend hier is, en ook van die luisteraars en die kykers, dat U in hulle 'n saad geplant het, wat U self sal benut. Ja, soos U vir Dawid daar in Stellenbosch gehelp het, Here, as U ook vandag vir Dawid wat ons nou moet omsien. Ek bid hierdie gebed, want ek weet dit sal reeds aan ons toegewens en toegeseën in die heilige naam. Amen. Die gemeente